Baie goeie dag aan al die luisteraars. Baie dankie vir die voorreg wat ek weer eens het om met u te praat uit die woord van die Here uit oor die saak van geestelike oorlogvoering. Ek dink ek het nou vanaf deurgegaan deur die eerste vesting in my se lewe, naamlik die eie ek en al die fasette daarvan wat belangrik is om te ken. En ek vertrou dat u iets daaruit kon leer en vertrou dat u daaraan kan werk tot u 'n oorwinnaar kan wees in Christus Jesus. Ek wil vandag 'n bietjie verder gaan oor die ander vestings buitekant myself, buite sensoriese wesens, geestelike wesens, bose magte, geeste, owerhede en dis meer. En u ken seker die skrifgie van Efesiërs 6, die 12de vers, maar ek wil dit vir u weer voorhou. Luister wat sê die woord. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ek wil net hê jy moet net iets oplet in hierdie versie. Hy praat nie van wêreldheersers soos die president van Amerika of die eerste minister van Engeland of die Putin van Rusland nie. Hy praat van wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Daar's heersers wat in die geesteswêreld heerskappy voer, waaronder die presidente en die leier van die lande eintlik sorteer, word eintlik deur daardie wêreldheersers in die geesteswêreld beheer, daardie bose magte wat hulle beheer. Die wede waarin Paulus gelei die Heilige Gees ons vermaan in Efesiërs 6 vers 10. Hoor bietjie wat sê Paulus hier? Hoor, dit is nou die rede waaroor ons vermaan. Hy sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dat is twee dinge. Die krag in die Here, sterk word in die Here en in die krag van sy sterkte. So daar's 'n verskil tussen die twee. In die Here, om in die Here kragtig te word, is 'n verhouding met die Here te bou deur ware aanbidding van God. Om werklik die Here te aanbid, nou die hoogste vorm van aanbidding uiteraard is om gehoorsaam te word aan die stem van die Heilige Gees en gehoorsaam te word aan die woord van die Here. Daarin lê 'n bepaalde krag en 'n bepaalde sterkte. Die tweede sê God se woord dat ons moet kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou wil ek vir u sê, die sterkte van die Here is God se woord. As ek sterk word in die woord van God, as die woord van God in my lewendig word, ek praat nie van hoeveel teksies jy kan opsê elke oggend en elke aand nie. Jy kan hulle in jou kop al die teksies hê, maar nie in jou gees nie. En die woord van God wat in jou gees geanker is, sonder daardie kennis, het jy nie die sterkte van die Here nie. Maar dit is twee dinge. So, kom ons kyk nou weer 'n keer agter jou aan. Kragtig word in die Here en kragtig en in die sterkte van die Here. Want weet jy dat die enigste wapen wat ek en u het in die wapenrusting van Efesiërs 6 is die woord van God. Want die woord van God sê die skrif daar is die swaard van die gees. Dit is 'n geestelike wapen. Dit is nie 'n vleeslike wapen nie. Jy kan maar die Bybel rondswaai rondom jou bewyse van manifestasie. Ek praat nie teen dit nie. As jy kan verstaan wat jy doen, is dit reg. Maar as jy nie die skrif ken nie, die skrif nie lewendig in jou hart is nie, kan jy die Bybel rondom jou swaai, jy kan 10 Bybels rondom jou pak. Ek het nou baie jare gelede daar in 1970 om presies te wees, is ek verplaas van Nelspruit af Oudtshoorn toe en ek kry toe 'n plek om te bly, want ek is toe nou nodig vir Lucies, ek is ongetroud. En ek ontmoette mense wat die tannie, hulle sê dis gool in die huis. En as sy in die bad sit, dan sny iets haar met 'n lemmetjie op haar arm of op haar been. En elke keer 'n bietjie dieper, nog 'n merkie by, 'n bietjie dieper. En toe het mense gesê, jy moet daai lemmetjies pak in die vorm van 'n kruis op die vloer, maar dit het nie gehelp nie. Toe hulle gesê, jy moet die Bybel oopmaak in die badkamer, in die toilet, in jou slaapkamer, in jou kombuis, in die gang, moet jy oop Bybels neersit.
En dan kom sy daar in die badkamer en in die gang waar die Bybels lê, al die Bybels is toegemaak of omgedraai, onderste bo gesit. En hy sê, hy is alleen in die huis, daar is niemand nie. En dit het my al besef, ek is nog nie eerst op bekering gekom nie, ek was nog helemaal ongereed. Gewonder, dis is naast die ding hier, en ek is bang om daar te gaan kuier, want ek het toe vir die dochter begin kuier, en ek ben die dochter getrou. Tot daar 'n dag 'n man gekom het, en hy sê, wacht, ek sê vir julle bid. Hulle moet 3 dae saam met hom vas, en bid. En toe kom hy by die gesag en die krag van die Here. Hy het hier dinge verstaan. En hy jag daai bose geeste uit die huis uit, nooit weer teruggekom nie, nooit weer gebeur nie. So daar's dinge wat mens kan doen, as jy die regte kennis, die regte krag, die regte sterkte het. Maar die beginpunt daarvan is die woord van die Here. Jy kan alles in die lewe los, maar nooit die woord van die Here losneem. 1 Korintiërs 1 vers 5 sê, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. So kennis van die woord, dierbaar is van die uiterste belang, en het is nodig om tyd daarin te spandeer, regtig. Ek lees iewers in die week, 'n persoon wat sê, as mense sukkel met dementia, goeie raad is, om elke oggend, ten minste 12 minute, te sit en die Bybel kliphard te lees. Daardie lees van die woord, daar's 'n krag in dit. En dit kan mense help wat dementia het. Hy sê nie of hulle ten volle genees gaan word nie, maar dit help hulle om hulle breinfunksies weer aan die gang te sit. En die woord van God het 'n bepaalde krag wat mense daarin kan help. Kom ons gaan kyk na die woord van God van ons sê, wat ek kan gebruik in die geveg teen die bose magte in die lig. Johannes 8 die 12de vers. En Jezus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Want die duiwel en al sy magte word beskryf in die woord van God as die duisternis. En dit is so, en die skrif sê ook dat lig verdryf die duisternis. Die duisternis kan die lig nie oorweldig nie. Johannes 1 vers 5. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. So, as men vir die vyand verdryf, moet jy die lig hê. Jezus sê, ek is die lig van die wêreld. As jy die lig het, dan begin het alreeds die duiwel wegdryf. Jy kan vir jouself dink, as ek 100 watt gloeilamp aansit hier, die skerpte van die lig, of 'n 4 watt gloeilampie, praat nou van die oudtydse gloeilampe, een is baie flou en een is baie skerp. Hoe meer krag jy het, hoe groter is die krag van die lig wat die duisternis verdryf. Dit is nou 'n baie eenvoudige vergelyking. Maar hoe meer mens van die Here het, hoe meer mens Jezus in jou lewe het, hoe meer jy van die lig in jou het, hoe makliker gaan die duisternis verdrywe word. Matteus 5, 14 gaan Jezus verder en sê, julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Jou lig is eintlik jou getuienis. Want die mense moet by jou kan sien, dat Jezus in jou lewe ingekom het. As ek, te sien wat ek van myself sê vir die mense, sê, ek is 'n kind van die Here nie. Maar as die mense buitekant van my kan sê, daardie man is 'n kind van die Here. Dat die lig so uit my uitskyn, dat daardie mense buitekant van my 'n getuienis kan word. Die lig verdryf die duisternis. Wie is die duisternis? Satan self en al sy magte en owerhede. Hoor wat sê Genesis 1 vers 4. Toe sien God dat die lig goed was, en God 'n skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Daar was al klaar 'n tipe van 'n oorlogvoering in die geesteswêreld, reg in die begin van die skepping van die hemel en die aarde. Nou, die volgende wapen wat uiters belangrik is die geloof in dit wat jy van die woord van God ken. Onthou, kennis is die basis van jou geloof. Hoe meer jy weet,
hoe breër jou geloofsveld. Jesus het self ook van die geskrewe woord gebruik gemaak, dat hy versoek was deur die duiwel. Onthou 'n bietjie daar, toe die Here Jesus in die woestyn gaan vir 40 dae versoek word deur die duiwel, het hy telke maal die woord van God, die Ou Testamentiese wettiese skrifte gebruik, selfs daardie skrifte het krag om die werk van die vyand te weerstaan. Baie dankie vir vandag se opname, dat ek met u kon praat. Ek bid dat die guns van die Here op u rus. Ons gaan weer verder volgende week. Baie dankie, vrede.